Hartlike goeiemiddag en baie welkom hier op Sportstroom, episode 25. Ek kuier saam met Driekus Viljoen hierso op die episode waar ons bietjie gaan gesels met oom Willie Swart, alombekende jukskei meesters kampioen hier uit Potse wêreld uit, wat nou gekies is vir die Suid-Afrikaanse meesterspan wat gaan toer in Namibië daar in Swakopmund. Oom Willie, baie welkom. Dankie, Driekus. Baie dankie vir die geleentheid dat oom 'n bietjie met my te kom gesels oor die jukskei wat oom mee besig is. Ja, groot plesier, dankie. Kom ons begin sommer so, oom Willie, waar het oom begin met jukskei? Jong, ek het daar in Bethelse omgewing begin. Ek was omtrent so 4-5 jaar oud het my pa en my oupa en vir my en my broer gevat om te begin leer jukskei speel. My maat gespeel en my ouma het gespeel. En daar het ons nou maar die ding gevat en die gogga het met my daar gebyt. Het maar gebyt. En dit is nou maar so aangegaan en gespeel en so aan. Nou waar was oom op skool gewees? Laerskool was ek in Bethel gewees. Hoërskool was ek in Hoërtegniese Skool Middelburg. Die rooi bulle. Die rooi bulle. Die rooi bulle. Ja, daar het ons vanuit ek na 6 dae gekom het tot matriek uit, het ons elke jaar die administrateursbeker gewen. Skitterend. Goeie werk. Maar ek sê, kyk, was lekker. My broer is 'n bietjie ouer as ek, toe hy uitgegaan het, was ons 4 ouetjies wat in die skool was wat selfs so vir die ou Oos-Transvaal se provinsie ook nog jukskei gespeel het. So ons was 4 in een skool. In een skool. En dit was net jukskei eet en slaap. Jukskei eet en slaap. Die akademie wat maar 'n bietjie agter gebly, maar Ja, ag maar akademie is maar vir die voels. Die huiswerk is ook maar vir die voels van daai tyd af. So oom het nou deelgeneem by in vir Oos-Transvaal. Was daar nou daai tyd was daar nou ook toere gewees wat oom hulle aan gaan deelneem het? Jong, nee, hy het nog nie getoer nie, dit het nog eers later aangekom. En toe ek nou klaar is met skool, toe ek nou polisie college toe en daar klaar is, toe ek nou maar so rondgetrek en maar dit het nog net so 'n bietjie social gespeel en so aan. Toe ek later dan toe ek nou getroud is, het ek vir Griekwas gespeel. Vir die koste. En toe ek nou Port toe kom, toe ek nou vir die ou Wes-Transvaal begin speel. Okay, so oom het nou klere vir Oos-Transvaal, met Griekwas, En Wes-Transvaal en dan dit is nou Noordwes. Ja. Nou, so 'n bietjie van die lyn af. Hoe het die jukskei oor die jare verander of verbeter, as mens so kan vra? Kyk, soos in vroeër jare was dit 'n sterk sport gewees, was baie mense gewees. As ons die SA kampioenskap op Kroonstad gespeel het, was daai baan net chock-en-block vol. Daar's 18 bane in 'n ry en daar was 4 blokke. En al 4 blokke was chock-en-block vol gewees. Nou, hoe werk die blokke? Kyk, jy het twee bane. En dan so ry, noem ons net maar die A-blok. Okay. Hy het nou 18 bane. 18. 18. Dan jou B-blok het 18, jou C-blok het 18, jou D-blok het 18 bane. En alles is vol. Almal was vol gewees. Goeie groot. So dit is baie mense. Dit is Dis genuine. baie mense gewees. En die kompetisie was seker hoog geweest. Baie sterk En gewees. sterk, ja. Ja. En oom het nou 1987 die eerste keer springbok geword. Ja, nee, ek het voor dit het ek die Vrystaatse keringspan gehad, want hulle kies altyd voor die Kroonstad gaan speel die Vrystaatse Unie speel die Tannie van Skoor. Nou daar kies hulle nou 5 mense wat nou vir die wat is dit nou die ding se naam? Maar So vir 'n sirkel of vir 'n provinsie of vir 'n beker. O, vir 'n beker. Ja. Okay. Nou daar in daai span het ek hom daarom 2 jaar wat ek in die span was wat ons hom gewen het. Ja, so oom is gewoond aan wen. Ons hoop so. Mooi. Ja, en toe ek nou Wes-Transvaal toe gekom het, toe was ek ook so 2 keer in daai span wat ons ook die beker so 2 keer gewen het. Maar ek sê dit is 'n stywe kompetisie en jy moet maar jou kop en goede bymekaar hou, harde werk.
deursettingsvermoë, uithou vermoë en jy moet maar net, liewe Vader, elke dag vra vir genade en so aan. En so aan. Nou oom sê dit is nou uithou vermoë in 'n kop ding. Hoekom sê oom se jukskei is 'n kop ding? Is tog om jy gooi mos maar net na die pennetjie toe. Kyk, hy werk, jy kry 'n skof tel 23 punte. Nou gooi jy, ek en jy speel een span, ek speel een span. Okay. Nou gooi ek my 2 penne, jy gooi 1 pen, met ander woorde ek staan 'n pen. Want dan is 4 ouens in 'n span. Okay. Nou kom die tweede ou nog, nou gooi hy weer sy 2 penne, jou tweede ou kom, hy gooi 2 penne, met ander woorde, ons kan nog steeds 1 pen tel. Alright. Dan, na die 4de ou gegooi het, dan kan jy nou sien, hoeveel penne tel jy, hoeveel julle span misgegooi, hoeveel het ons in 'n raak gegooi. En dan het jy binne 'n radius van 18 duim, tel as 1 punt. Nou 'n pen tel 3 punte. So, dan kyk hulle nou watter skei lê nou die naaste, jou skei of my skei aan die pen. Aan die pen, okay. So, maar ons het nou klaar gespeel, ons tel 1 pen is 3 punte, jy lê 1, so jy het 1 punt. Dan speel jy nou weer so aan, van 15 af, moet jy 8 punte gooi, om 23 te kry, dis nou 'n skof. Okay, so hulle noem dit 'n skof. Ja. Skof is 23 punte. 23 punte. Interessant. Nou kom jou teenstander, hy gooi hom af, met ander woorde, dan moet jy nou weer 8 punte gooi, om nou weer 23 te kry. O, so jy kanselleer mekaar jy so uit. kanselleer uit, en so gaan jy nou aan tot op die einde, en dan kyk jy nou wie lê, so dan gaan jy nou miskien na 16 toe, dan moet jy nou 7 punte gooi. So daai kompetisie is taai. Hy sê, so sê, dit is kopdink, jy moet kyk of jy jou opponent kan uitoorlê. Ja. En hoe nader jy nou kom, dan kom jy nou na 17 toe, dan moet jy nou 6 punte gooi, 18 is 5 punte, 19 is 4 punte, Sjoe. 20 is 3 punte. Ja. Nou as ek gooi nou voor ek het 20, dan moet ek 'n pen gooi wat nie lê nie. Ja. So sê hy, moet buite die radius van 18 duim wees. Ja. Nou gooi hom nou, lê miskien op so 16 duim, dan bars ek nou. Ag, yes. Dan trek jy miskien jou ou oor, dan moet my ander span moet kyk of hy daai skei kan uitgooi. Jo. So en as jy nou dan kom jy op 21, dan moet jy net 2 les gooi, want as jy 'n pen gooi bars jy, dan moet jy weer van voor af begin. Dan die ander span So, het dis sê moeilik. 15 punte, en dan jy nou 0, dan moet jy weer van voor af begin. So as jy bars dan begin jy van voor af. Dan begin jy Soos van by voor 0. af. Ja. Jy nie by waar jy was nie. Nee, dan jy begin by 0. Ag nee, yes, so dit is genuine. Nee, Dis sê- baie konsentrasie Ja. en dis En as jy nou hier by 21 kom, 20, 21, 22, dan moet jy nou kyk hoe jy gooi nou voor, jy gooi miskien 'n lê nou so, en dan moet ek nou kyk of ek nader kan gooi. Of so sien hy lê, skei lê te naby, dan trek hy jou oor. Dan gooi die ander ou nou weer tot jy nou 'n kans kry om te kan gooi. So dis jy moet nou dink vir jou, jy moet dink vir jou opponent. vir die opponent ook. Dit is soos mense, as mens kar bestuur. Ja, nee. Jy dink vir jou en vir die ander ou. Ja, nee. Nee, kyk, is vir my 'n baie lekker sport. Ek hou daarvan. Maar soos ek sê, ek het toe ons penkoppe was, die juniors, toe Oos-Transvaal het hulle gespeel vir die Dirkie Kreer trofee. Toe het Oos-Transvaal ons se seunspan om 7 jaar na mekaar gewen. Ja, dit wil gedoen word. Ja, ek sê dis nog sover ek weet, is dit die eerste keer in die geskiedenis wat een span om soveel jaar agter mekaar gewen het. En so oom, hulle was goed. So ek sê, ons was 4 in een skool, en 'n ander ouetjie was in Groblersdal gewees. So dit was lekker geweest. En dit is ook lekker want julle is almal naby mekaar gewees en jy kan gaan oefen wanneer mens tyd het. Is wat ons het in die oggende voor ete oefen jy, dan gaan eet jy. Voor die skool begin, dan gooi jy 'n paar skei, dan hol jy skool toe. Pause, en dan hol jy bande toe, dan gooi jy bietjie, dan is dit etenstyd, dan is dit studietyd, maar as daar 'n gapentjie is, dan vat ou maar die skei in jou gooi. Nou, oom, wat kos daai skeie? Jong, jou nuwe, een skei weeg 1.8 kg. Nou, die 1.8 kg minuut kos hulle nou oor R1000, dink R1300. R1300. En dis nou 'n rubber skei. Maar kry mens so verskillende skeie?
Ja, jy kry houtskeie ook, maar hulle kyk vroeër jare het hulle met houtskeie gespeel. Okay. Maar so die ding nou maar vernuwe het hulle na begin met die rubberskeie. Maar speel mense nog steeds met houtskeie? Nee. Glad nie meer. Nee, ek sê hy is nou heeltemal uit. Maar kan hy skeie breek? Kyk, jou rubber kan breek na rand van ouderdom. O, van ouderdom. Ja. Okay. Sjoe. Nou, hoe voel dit om die eerste keer gekies te word vir Suid-Afrika? Dis 'n ding wat jy nie kan beskryf nie. Nee, dis 'n gevoel wat jy vir niemand kan beskryf nie. Maar dit is nou 1987 gewees, Ja. met die baadjie wat oom nou aan het. Dis hy. Nog die ou Springbok, die Ja. ware Springbok Die ware baadjie. Springbok ene. En maar hoe sê mense dit vir jou familie? Ek het nou Springbok geword. Kyk, vroeër jare het hom nog op RSG uitgesaai op die radio. Jo, so dit was wyd geweest. Ja, tot Retief Eis het dit nog altyd uitgesaai. Ja. Nou dan die familie wat by huis maar geluister op die radio en so aan en dan eintlik hoor hulle dit voor jou want die span word aangekondig voor jy begin speel. So hulle weet al klaar wie span gekry jy hoor dit eers agterna. O, eers agterna hoor Ja. mense. En meantime weet hulle oom hulle Springbok geword en Nee, jy weet dit nog self. moet nog uitvind. Ja, nee. O, okay. Nou oom is nou gekies vir die meesterspan vir Namibië. Vir eerskomende maand wat nou voor lê, oor 6 weke wat oom hulle gaan deelneem. Nou wat kos hierdie toernooi oom? Jong, die toernooi kos ons om en by R13,000. R13,000. Ja. Nou kykers, weer eens, ons het 'n persoon hierso. Kom ons kyk of ons vir oom Willie kan kry in Namibië, Swakopmund. Om 'n geldjie in te samel, ons kan Backup Buddy stig, ons kan Go To Guy skakel, kan selfs oom Willie skakel. Kom ons kyk of ons 'n geldjie kan insamel vir oom Willie om te gaan deelneem daar aan die meesters jukskei kompetisie in Swakopmund. Maar oom het nou gesê, oom hulle speel nie toetse nie, maar Namibië is tog daar. Ja, kyk, jy speel van die maandag tot die donderdag speel jy sal ek sê 'n liga teen al die spanne. Die nasionale spanne is daar so onder 30s en dan die seniors en dan die bo 50 en die bo 60 is daar so wat jy teen hulle speel. Daar's mense wat privaat spanne inskryf soontoe. So daar's ook baie mense wat. Daar's ook heelwat mense want dit is 'n hele week en selfs Namibië het ook 'n paar klompie spanne wat hulle inskryf. So dis 'n liga op 'n liga basis. En dan die Vrydag word die toetse gespeel. Dan is dit net die nasionale span wat teen Namibië speel. Namibië speel. Nou hoeveel wedstryde of noem mense dit wedstryde? Ja. Jy Speel mense op so 4 dae. Kyk, jy speel gewoonlik so 5 wedstryde op 'n dag. En 'n wedstryd kan lank aanhou. Wedstryd is 'n uur en 15 minute. Ja, om 5 games te speel op 'n dag. En dan kry jy so 20 minute of 'n halfuur breek tussenin. Dan speel jy so 3 voor ete en dan kry jy jou ete en dan speel jy nou weer so 2 na ete. Jo. Oom het nou 'n bietjie vertel van die ouderdom, so 'n bietjie van die lig af gesels. Hoe werk die ouderdom se gewigte met die skeie? Jong, kyk, dit hang maar van jouself af. As jy onder 30 en jy voel jy kan met die 1.8 skei gooi, dan gooi jy met hom. O, daar's nie pertinent as jy Nee. oor 50 is, moet jy met hierdie Nee. gewig gooi. Dis ek sê kyk, hy hang maar van jouself af, hoe is jou kragte en so aan. As jy vanavond voel nee, die skei word te swaar, dan skakel jy nou maar oor na 'n bietjie ligter skeitjies toe. So gaan jy nou maar aan tot jy vanavond voel nee, kyk, die krag is nou regtig warm, nou gaan ou maar met 1.2 kg gooi. Is 1.2 die ligste Ja. en dan 1.8 die swaarste. Ja. Okay, maar oom het nou gesê daar's mense wat nou 80 is wat ook al hierdie speel. Nee, kyk as ou so sosiale daar speel, is daar mense wat al hier by die 80 is wat nog speel. Hulle speel nou maar net bietjie in laer span as jy. Ja. Maar gewoonlik so sosiale dag het jy jou A, B en C afdelings. En jou A afdelings maar jou goeie spelers, jou B is 'n bietjie swakker en C is nou maar so gemiddeld en so aan. Okay. Dan party daar het hulle tot 'n D afdeling, dis nou vir die beginners. Vir die beginners.
Nice. So werk jy nou maar op tot jy nou maar bo is. En daar's ook nie 'n ouderdomsklas wat 'n mens kan begin nie. So as jy sien nou maar 3 is, dan begin jy. As jy 3 is, kan jy begin speel en tot hulle in die musiek sien jy is goed genoeg, dan kan jy maar in jou provinsie speel. Sjoe, maar is daar al wat is die jongste wat nou al gekies het wat oom van weet, wat min of meer? Ja, ek dink jy by 5, 6 jaar is ouens wat Sjes. al gekies, ja. En dan speel hy nou saam met wie? Dan speel hy nou in sy ouderdomsgroep. O, so hy speel dan in sy ouderdomsgroep. Ja. Nou waar oefen oom hulle? Jong, ons oefen hier by die NG Kerk Potchefstroom. Ek en 'n maat van my het hulle daar baan gemaak nou, staan ons maar bietjie daarin oefen. Is dit net oom en oom se maat wat nou Ja. deel is van die Potch Ja. jeugskei? So daar's niemand anders ter mee Nee. betrokke nie. Nee, wat is nie. So dat alles oefen nou Saterdag gooi hulle ook nou, maar dan is nou van die ouete huise, die ou mense wat nou ook maar bietjie kom gooi en ook net bietjie nog koppie skoon maak en so aan, 'n bietjie vir oefening en so aan. Okay, oom hulle was nou Saterdag het oom hulle ook deelgeneem. Yes. Waar het oom hulle In deelgeneem? Pretoria. Teen wie het oom hulle daar gespeel? Dit was ook 'n een klub wat daar 'n sosiale dag aangebied het. So dan word oom hulle maar so genooi en Ja, sê kom kyk, jol hulle daar. sit 'n advertensie op Facebook, dan as jy wil gaan speel en kry maar vir jou span bymekaar dan gaan ou maar om te gaan speel. 'n bietjie gaan speel daar. En dan eerskomende Saterdag speel oom hulle weer op Kroonstad ook. Ja, dit is ook weer 'n klub wat 'n sosiale dag daar het. So oom hulle kyk maar waar is daar 'n plek en 'n uitnodiging en dan Ja, gaan gaan ons skryf maar in en gaan jol. Ja, nee, dit is so. Nou die jeugskei oor die algemeen. Is dit 'n baie moeilike sport as jy nou begin met dit? Soos oom nou gesê is 'n kopding, maar iemand wat nou graag wil begin jeugskei speel, waarna moet hy nou oplet en kyk? Jong, kyk, vroeër jare het hulle dit nie gehad nie, maar deesdae het hulle nou afrigters. Okay. Ons wat nou uitskryf in vir afrigter en vir kursus en dan word hy nou afgerig en dan begin hulle nou die beginners leer en so aan. So sê dis maar 'n moeilike ding. Kyk soos golf ook. Golf lyk maklik, mag gaan speel om bietjie. Selfs met die jeugskei het al mense gekry wat jy kyk en sê hulle, "Ja, maar dis maklik." Ja, Dan sê van maar, daar's jy skeie. kom gooi. Ja. Sê hulle, kom nie reg met hom nie. Nee, hy sê dink die derde moeilikste sport in Suid-Afrika. Ja, ek self kan nie dink is moeilik nie, maar soos wat oom nou verduidelik van jou kopding en wat jy moet weet en hoe jy moet gooi en dit kan moeilik raak op die. Ja, nee, dit raak moeilik. Baie het nie die uithou vermoë nie of die wilskrag om verder te gaan nie dan. Los hy sê nee, is te moeilik, ek kan nie regkom. Kan nie regkom nie. Ons wil sê as jy die wilskrag het en jy wil dit ding doen, kan ou dit doen. Dis nice. Nou oom het nou 'n bietjie ons het nou van die lig af ook gesels. Oom het nou 30 jaar nou opgehou as gevolg van werkomstandighede. Het daar enige verskil weer gemaak toe oom nou teruggekom het na 30 jaar? Jong, jeugskei het bietjie afgeneem. Die kwaliteit het bietjie afgeneem, maar is nog steeds sterk kompetisie. Ek het nou eers weer in 2024 weer begin speel. En dit was nou vir my groot eer April maand op Kroonstad toe hulle my vir die meesterspan kies om teen die uitnodiging van Namibië te speel. So dit is was harde werk om weer daar te kom, maar dit is lekker. Maar oom is nou die enigste een van Noordwes wat die span gehaal het. Ja, kyk, daar is ouetjie wat bo 50 is wat die nasionale span gekry het. Ja. En daar is dames ook, daar is wat onder 30's wat ook nasionale span gekry Net maar met die het. meesters. Ja, maar ek is die Enigste meester. Maar sien hom nou uit na die Baie, ek sien baie uit daar. na die Swakopmund. Ja, nee, my spanmaats een is in Natal, een is in Johannesburg en een is in Kimberley. Jo, so ons gaan nooit oefen nie. Nee. Ons gaan net opdag en ons gaan wen. Ja, nee, wat net so sê, ons gaan 'n bietjie voor die tyd swak op toe, laat ou daarom eendag jy weet wat en nie kan span bietjie by mekaar kom en 'n paar skeie kan gooi en so aan. Nou hoe word so 'n Springbokspan of 'n meesterspan gekies? Waarna moet die keerders nou kyk om dit
te behaal. Jong, kyk, soos jy speel 'n hele week vir die meesters, dan is daar keerder wat rondloop, en al die spanne kyk en so aan, dan besluit hulle en dan kies hulle 'n proefspanne. Nou uit die proefspanne uit word dan die meesterspan gekies. Maar word dan speel daai spesifieke proefspanne ook eers dan of weer teen mekaar? Ja, hulle kies 4 proefspanne. Okay. 2 wat teen mekaar speel en nou uit daai 8 word dan nou die 4 bestes gekies. 4 bestes. Weer eens die wenners. Maar as daai keerder nou daar staan, is dit moeilik om te speel en te konsentreer, om te weet as ek hierdie nou mis, dan is dit so. Ja, kyk, jy raak gewoond daaraan. Die ding is net, jy maak maar of jy hom nie sien nie. Ja, dit sal moeilik wees. So hy groot man staan daar met 'n bord en hy skryf. Ja, nee, hy staan nie altyd hier by jou nie. Hy staan net eentjie af en dan staan hy jou om bekyk, so jy weet nie altyd presies wie is die keerders en so aan. Okay. So dit is dat jy speel maar soos jy 'n normale wedstryd gaan speel. Net 'n normale enetjie. Help nie, jy gaan rondkyk waar is hy. Ja, waar is hy? Jy nooit jou beste kan gee. Nou, is daar enige opponent wat oom kan onthou wat regtig moeilik was om teen te speel? Ek kan onthou Willie Goosen was 'n moeilike man om teen te speel. Van waar het hy gekom? Hy het van Noord-Transvaal af gekom. Die bulle. En dan Antoine Klaasen, hy kom van Natal af. Dit was vir my die 2 moeilikste ouens om teen te speel. Want ek dink Willie Goosen het 14 jaar of so wat hy springbokklere agter mekaar gekry het. Antoine Klaasen het by dink 15, 16 keer springbokklere gekry. So ek sê dit is 'n moeilike opponente gewees. Met om hulle gewen of kon om hulle partykeer? Ja, partykeer kon die span kon ons hulle wen, maar ek sê dit was moeilik om teen hom te speel want die ouetjie het uitgemaak. Hy het geweet wat gaan aan. Wat gaan aan? Hy speel hom nie van gister af, so hy ken hom. Maar daar sal seker nou 'n klomp ouens wees wat sê oom is ook die moeilike kalant om teen te speel. Dis sal ek nou nie weet nie. Hoorie oom, ek het so 'n paar vragies voorberei, maar ons het nou al so 'n paar van hulle het ons dalk nou bietjie gevra en so aan. Nou as oom nou die jare bymekaar tel. Hoe lank speel oom dan nou Jukskei al? Ja, kyk, ek speel van 5 jaar af. Ek het gespeel tot in 94 toe ek nou 30 jaar opgehou. So dis toe ek nou weer verlede jaar begin speel. 'n X aantal jare wat Ja. oom raai. Het oom nog oom se ou skeie van daai tyd? Ek speel nog met dieselfde skeie. Met dieselfde skeie van daai tyd. Ja. Jo, dit is seker lekker om ook daai te hê om te jol en Ja, nee, want kyk hulle teken ons die rubber handvatsel af en sit jy nou vir jou hout handvatsel in. Okay. En ek het toe ek in Kimberley was, my voorman daar vir my 'n stel handvatsels ingesit en ek het hulle verlede jaar vir eerste keer uitgelus in 1976 het hulle vir my ingesit. 1976. Dit het my daai handvatsel ingesit en ek het dan nou verlede jaar uitgehaal. Yes, so dit was klas. Ja, dit is die handvatsel. Dis Olinout. En nou wat het oom nou in? Selle. Ja. So dit gaan nou nog weer 'n paar honderd jaar hou. Ons hoop so. Jo. Maar wat beteken dit vir oom om Noordwes te gaan verteenwoordig? Dis my groot voorreg. So ek sê dis 'n voorreg. Dis 'n lekker klomp ouens wat hiermee saam speel. Ja, dis eintlik my volgende vraag is ons spanmaats dan nou. Spanmaats is lekker. Die hele groep is baie aangename mense om mee saam te speel. Om saam te wees en alles. Nee, dis 'n groot voorreg. Nou so na so 'n dag. Drink oom hulle ook 'n biertjie na die tyd? Ja, nee, jy vat jou biertjie om bietjie te kan ontspan en bietjie te kan ontspan en ook net die gedagtes skoon te kry. Ja, nee, kyk ek voel as ek die dag klaar gespeel het, as ek vanaand by die hut kom, praat ek nie oor Jukskei nie. Okay. Dis verby. Dis verby, is klaar. Jy kan hom nie terugkry nie. Ja. Nou dan ontspan jy gesels oor enige ander ding wat daar is. Braai jou vleisie of so iets, maar ek sê dan praat ek glad nie Jukskei nie. Okay, so dit is glad nie so 'n gesprek en sê wat as ek daai of
Ja. beter kon gedoen het of so. Nee, jy kry party ouens wat nou die hele dag se spel nou wil ontleed as so of so en vir my is dit nie ek sien nie die nut in is verby. Is verby, ja. Jy sluit nou vanaand af, nie vat hom maar weer môre vroeg dan. Vat jy maar weer die bil by die horings en jy gaan aan. Dan gaan ons aan. Okay, so het jy enige vrae van die keringsproses? Okay, maar wat kan oom hulle nou verwag daar in Namibië? Kyk, dis sterk spanne wat daar is. So jy sal moet jou kant bring. Dit gaan nie oorloop storieetjie wees nie. So dit is almal al die spanne wat daar is sterk spanne. So oom hulle speel nou net teen meesters van die ouens of kan oom hulle ook die junior spanne speel? Ja, nee, ons speel teen die junior spanne, ons speel teen die nasionale spanne ook. Okay. Soos ek sê, kyk dis So is reg hierdie bank wat jy mens kan so. Ja. Ja, want dit is obviously nie 'n kontaksport nie, so die Ja, ouderdom maak nou nie saak teen. Nee, so ek sê hulle speel hom van maandag tot donderdag op 'n liga basis. Jy Ja. speel teen almal en die een wat donderdag aan die meeste punte het, wen die toernooi. Wen die toernooi. En dan nou Vrydag is dit nou die toetswedstryde wat die nasionale spanne teen Namibië speel. So dan speel hulle ook dan nou 5 toetse, sê nou maar op daai een dag. Nee. Kyk jou mans bo 60 speel teen Namibië se bo 60 en die bo 50 speel teen die bo 50s. So dis maar speel hulle net een game. Net een game. O, so dit is net vir 1 en 15 minute dan is dit dan en dit. Ja, ek wil sê is maar 'n paar spanne, maar kyk hulle saai hom ook op YouTube saai hulle hom uit. O, so ons 'n bietjie gaan kyk. Ja, nee, ek moet net as jy aangaan kyk en klik jy maar net op die Jekskei dan sal hulle daar wees. Maar wat is die presiese datum? Dis van die 27 Junie tot die 5de Julie. Ag, dis lekker. Dit klink sommer net vir my of dit lekker kan wees. Ja, en dit sal ook my eerste keer wees wat ek Namibië toe gaan. Jo. Okay, toe oom nou jonger was, watse lande het oom nou al gaan deelneem? Dit in 87 het ons Amerika toe getoer. Hoe's hulle Jekskei? Kyk, daai stadion was redelik geweest. Ja. Maar as ek sê ons is amateur sport waar hulle is in met die horsie wat hulle speel is als geld wat daar so tel. Net die cash. Is net die cash. Kyk, hulle speel vir groot geld. Maar soos in Beele nou of sit jy nou geld neer op Nee, hulle het borge wat okay, die borge. So hulle travel maar waar hulle wil verniet eintlik. Ja, nee, die hele Amerika is maar net daai horseshoe pitching wat hulle speel. So was Amerika toe gewees in ander lande? Nee, dis net Amerika. Ja. En dan die eerste keer na my weet. Eerste keer. Maar is die paspoort en goed nou reg? Paspoort gaan ek môre kry uitgekom. mooi. As ek hom nou het dan is alles nou reg. Dan is die dinge nou reg. Wag ons nou maar net en kyk hoe kan ou maak om daar uit te kom. En dan is dit nou die finansies. Ja. Ja, die fondsinsameling finansies. Maar is daar ietsie wat oom hulle gaan doen vir 'n fondsinsameling? Vir die span of so? So elkeen moet maar vir homself sorg. So sorg elkeen maar vir homself. Ja. En maar mens moet kyk of mens nie 'n paar hotdogs of iets kan verkoop by Spar of so ietsie vir 'n ekstra geldjie. Nee, of so iets. Ongemaar sal maar alleen moet staan in die worsbroodjie. Ja, nee, dit is so. Maar waarna sien oom die meeste uit? As mens nou praat van seker maar ander mense ook ontmoet en ja, so. Nee, kyk jy jy het 'n groot vriendekring wat jy optel. En die mense nou weer na van September maand af of nou na van April maand wat ons gespeel het en die ouens weer te sien. Dis net een groot familie, almal saam. Dis 'n groot familie. Ja, maar as dan nou van oom se vriende wat nou daai tyd nogal gespeel het wat nou nog ook Joel wat nou nog nie. Ja. Ja, so hulle het reg deur gegaan. Ja, nee, hulle het reg deur gegaan. Jo. Maar wat maak Jekskei vir oom spesiaal? Die saam met mekaar te speel. Die samehorigheid wat daar is, die samesyn. Ja. Die vriendskapsbande wat jy weer hernie, vernaam ek wat in 30 jaar laas gespeel het om weer die ou vriende raak te loop en teen hulle weer te speel en te gesels.
Dis iets wat ou nie vir iemand kan beskryf nie. Kan vertel nie. Ja, meer pelle van hoe lank terug net weer nou te sien. Kyk hoe jonk het hulle geword en Ja, hoe nee. mooi het hulle geword. Tye staan nie stil nie. Die tye staan nie stil nie, ja. Okay, daai netjie, wat dit is, okay. Okay, wat is oom se drome nou nog verder vir Jukskei? Ja, kyk, As mens nou kan sê oom is nou op 72, maar wat is oom se droom verder? om maar te kan speel solank as wat ek kan. Solank as wat die gesondheid As jy en gesondheid en liewe- beseringsvry is. beserings van die liewe Vader jou krag te gee, dan sal ou maar aangaan en kyk hoe ver kan jy kom. Nou oom mik vir 80. Sover 80 plus. Ons probeer. Of probeer Op dink daaraan, maar jy weet of jy daar gaan kom. Ek nie. weet of mense nie daar gaan kom nie, ja. Nou wat se raad het oom vir jong spelers wat nou wil begin speel? Jong, dis harde oefening, toewyding en moenie moedeloos word nie. Okay, maar as iemand nou wil Jukskei speel, waar kan hulle iemand kontak? Of wie kan hulle kontak? Jong, kyk, in Potch is dit moeilik. Moeilik, Hier ja. Dis nie mense nie, maar ek weet by Klersdorp het hulle klompie juniors, Pretoria het baie juniors. So het hulle ook in Natal en in Vrystaat as hele wat juniors wat daar speel. Okay. En dan seniors ook maar Ja, seniors ook maar. en so aan. Ja, hier is 'n lekker vraagie. Het oom enige ritueel wat oom doen voor 'n wedstryd of voor 'n game? Rikus nee. Al wat ek doen voor ek gaan is vra die liewe Vader om net my beste te kan gee. Okay. Awesome. En dis maar al wat jy kan doen. Kyk op na hom. Hy gee jou die krag en hy gee jou die leiding om te kan speel. Nice. Ja, dis great. As oom nou 'n boodskap het vir die mense daar buite. Wat sal oom graag vir die mense wil sê of vra of so? Die ek sou sê kyk, hulle kan op YouTube kyk en kan hulle sien miskien by die gogga belangstelling. En hoe meer jy kan kry hoe beter is dit. Want kyk, Jukskei is besig om uit te sterf. Maar soos ek sê, daar is nou weer juniors wat begin kom, so ons hoop maar dat dit gaan aan vorentoe, dat dit weer kan 'n goeie sport word en ons weer die Kroonstad se bane kan volmaak. Die Kroonstad se bane kan volg. Maar is dit nou omtrent elke Saterdag Kroonstad toe ry en terug? Nee, wat kyk, partykeer is Randfontein toe speel daarso. Soos maar meerderheid, okay, maar Gauteng en Gauteng, ja. Ja, Gauteng. En dan nou Noord-Vrystaat by Kroonstad. Ja, Noord-Vrystaat wat naby is en dan kom hulle weer by ons op Klersdorp speel. Okay, so elke naweek is maar besig. Ja, is ook nie elke naweek nie, jy weet, jy kry 'n program wat dan het die klub het sy eie ding aan vir die naweek, dan kan ek skies dan kan hy nie gaan nie, so ou sal ook jou speletjies en uitsoek. Dat waar kan jy gaan en waar kan jy nie gaan nie. Nou as oom hulle so deelneem aan 'n kompetisie, is dit maar gewoonlik dieselfde 4 wat dan maar speel of kry oom hulle maar verskillende opies ook? Ons probeer soos ons span wat altyd Kroonstad toe gaan, dat ons kyk of ons 4 nie kan saam speel nie. Nou mense leer mekaar ken. Ja, jy leer mekaar beter ken, maar jy kry dit nie altyd reg nie, want almal speel nie vir klub in Klersdorp nie, hulle speel nou weer vir 'n klub in Randfontein of in Pretoria. So dan kan jy maar by jou klub kry jy ook nou maar die ouens wat jy nou maar elke keer mee kan kry om mee saam te speel. Hang af wie's beskikbaar en wie nie. Ja. Maar oom het ook gesê op so 'n groot dag van Kroonstad. So op 'n naweek waar hulle liga speel, daar's ook baie mense. Daar's baie mense. En baie klubs en baie Ja, want hulle nou Saterdag het hulle A, B, C en 'n D afdeling. En dan nou as oom hulle nou Saterdag gaan oom hulle nou Kroonstad toe weer. Ja, Kroonstad toe. Ja. Maar sien oom hulle uit om weer te gaan jol na om in 2024 nou begin jol, so daai gogga is nou weer Hy nou weer gebyt. Weer gebyt en Hy sou weer lus. maar staan oom nou op in die oggende en dan is dit ook nou right, kom ons gaan oefen.
Of is dit maar net okay? Nee, wat ek sê, ek oefen so donderdagmiddag gaan oefen ek bietjie, dan as ons aan 'n Saterdag speel, dan speel ek maar op 'n Saterdag. Op 'n Saterdag. So dis letterlik oefen net daai een keer 'n week. Miskien dalk. Probeer partykeer 2 keer, maar een keer 'n week moet ou oefen. Okay, maar is daar dalk ietsie wat ek gemis het wat oom wil vra of weet of ietsie nog wil sê oor Jukskei? Nee, al wat ek kan sê is Jukskei is vir my 'n lekker sport. Dit jy smee goeie vriendskappe. Nou, soos ek nou lanklaas gespeel het, om weer die ou vriende raak te loop en so aan, om te hoor, yes, bly jy's weer terug. Maar dit is ook lekker om dit te hoor. Dit is lekker om dit te hoor, maak ou se hart bly. Ja. Weet laat die ouens jou daarom nie vergeet het nie, dat jy daarom weer kan jou ou mater sien wat jy al die jare teen gespeel het en so aan. Nee, dis vir my baie lekker. Ai, wil jy die tyd met ons bietjie gevang? Baie dankie dat oom gekom het. Ek waardeer dit opreg en baie sterkte vir Swakop, vir Jukskei en mag die beste span wen. Nee, baie dankie Driekus. Baie dankie oom Willie en gaan geniet dit. Okay, nee, baie dankie. Ja, dit is oom Willie Swart, die meester hier in Noordwes van die Jukskei. As daar enige iemand belangstel om Willie te borg met 'n paar rand, is julle meer as welkom om ons ateljee se Facebookblad te komment op en sê wat ook al julle wil borg, enige sent, enige fondsesameling is meer as welkom. Kom ons kyk of ons oom Willie kan kry daar in Namibië. Ja, dit is die einde van episode 25 hier op Stroom Stories op Sportstroom. Tot 'n volgende keer, selfe plek, selfe tyd. Totsiens. Baie dankie.